Hoe bou mens 'n kragtige, menslike storie uit? Wel, uit amper niks nie. Uit 'n enkele, byna vergete reël uit die antieke geskrifte. Vandag gaan ons presies dit ontleed. Die kreatiewe proses wat een enkele sinnetjie geneem het en dit omgeskep het in 'n aangrypende draaiboek oor hoop en oorlewing. So kom ons begin by die bron. En dis dit, regtig. Hierdie enkele feitelike sin is die totale bronmateriaal vir die hele verhaal wat ons gaan verken. Daar's geen emosie nie, geen karakters nie, net 'n pleknaam op 'n eindelose uitmergelende reis. En dis die vertrekpunt vir alles wat hierna kom. So, dit bring ons by die sentrale vraag, die kreatiewe uitdaging. Hoe op aarde vat jy hierdie droë historiese aantekening en blaas lewe daarin? Hoe omskep jy dit in 'n boeiende menslike drama, iets wat ons voel eerder as net 'n naam op 'n ou kaart? En kyk net hier. Hier sien ons presies hoe groot daardie kreatiewe sprong is. Aan die een kant het jy die rou, feitelike materiaal, daai een sin, en aan die ander kant die emosionele boustene van 'n regte verhaal. Jy weet, karakters, hulle vrese, hulle hoop. Die afstand tussen daai historiese rekord en die uiteindelike drama is net enorm. Goed, so die heel eerste stap in die bou van hierdie storie was om 'n atmosfeer te skep. Die skrywer het nie net 'n plek beskryf nie, hulle het die omgewing self in 'n karakter verander. 'n Teenstander, amper, iets wat die mense se wilskrag tot op die uiterste toets. En dis nie net beskrywings nie, dis sintuiglike ervarings. Die draaiboek laat jou die hitte voel, dit laat jou die uitputting hoor in daai gesleep van voete. Jy sien, dit gaan nie net oor 'n fisiese plek nie, maar oor 'n toestand van fisiese en geestelike moegheid. Na byna 4 dekades se swerf. Dis uitputtend. Okay, so nou dat hierdie harde, brutale wêreld gevestig is, moet die skrywer dit bevolk. En hoe doen hulle dit? Deur in te zoom, regtig fyn in te zoom op die intieme, persoonlike stryd van 'n enkele gesin. Dis hoe daai grootskaalse lyding persoonlik en wel tasbaar gemaak word. En dis hier waar ons vir Alasar, Tamara en hulle jong seun Dawid ontmoet. Tamara se desperate, gefluisterde vraag. Dit is die regtige vraag aan iemand spesifiek nie. Dis die verpersoonliking van 'n hele volk se diepste wanhoop, uitgespreek in die stilte van haar eie hart. En hierdie oomblik, dis is swaar. Dit wys vir ons die las wat sy dra om hoop vir die volgende generasie te probeer handhaaf, selfs wanneer sy self eintlik niks oor het nie. Sy kan nie vir hom jok nie, maar sy moet 'n bietjie troos bied. Efronia is nie die belofte nie, dis net 'n pouse. Terwyl daardie baie persoonlike stryd van die gesin afspeel, dra die leierskap 'n heeltemal ander tipe las. Die draaiboek kontrasteer hierdie twee wêrelde briljant, die gesin se onmiddellike nood teenoor die enorme strategiese verantwoordelikheid op die leier se skouers. Die leier staar 'n baie pragmatiese krisis in die gesig. Ons sien Moses, Joshua en Aaron, en hulle is nie net bekommerd oor water nie. Joshua se woorde hier onthou 'n logistieke nagmerrie. Elke dag is 'n stryd om 'n hele nasie aan die lewe te hou, en die woestyn is net mededoenloos. En hier lê die kern van die dramatiese spanning. Aan die een kant het jy die mikrostryd, hoe les ek my kind se dors? Aan die ander kant die makrostryd, hoe keer ek dat 'n hele nasie se geloof en doelgerigtheid in duie stort? Albei is, op hul eie manier, 'n stryd om oorlewing. En dis waar Moses se perspektief alles verander. Want vir hom gaan hierdie uitdaging oor soveel meer as net water. Die stop by Evrona is nie bloot 'n logistiese besluit nie, dis 'n geestelike noodsaaklikheid. Hulle moet onthou hoekom hulle hierdie 40 jaar lange reis onderneem het. Nou dat die wêreld, die karakters en die konflik gevestig is, onthul die draaiboek sy sentrale tema, en dis pragtig. Hoop is nie 'n grootse bestemming wat vir hulle wag iewers in die toekoms nie. Nee, dis 'n klein, onverwagse ontdekking te midde van die stryd. Die klimaks begin, en dit begin nie met 'n donderende stem uit die hemel nie, dit begin met die eenvoudige opgewonde uitroep van 'n kind. Terwyl die gesin besig is om kamp op te slaan in die stof van Evrona, vind die jongste, die mees kwetsbare een van hulle, iets wat almal anders misgekyk het. En wat hy vind, is nie 'n wonderwerk in die tradisionele sin nie. Daar's geen rivier nie, geen oase nie, net 'n klein, hardkoppige blommetjie, 'n simbool van lewe op 'n plek wat bestem lyk vir die dood. Dis veerkragtigheid in sy suiwerste vorm. En hierdie reël, dit is briljant. Die pa, Elazar, verwoord die tematiese kern van die hele verhaal in daardie paar woorde.
Dis 'n oomblik van stille openbaring, 'n gedeelde hoop wat nie in groot beloftes lê nie, maar in die erkenning van veerkragtigheid, hier en nou. Die slotbeeld verskuif die fokus dan so mooi van die individu na die gemeenskap. Dit gaan nie oor 'n grootse oorwinning nie, maar oor stille uithouvermoë. Elke kampvuur word 'n klein oorwinning teen die donker en die koue. Saam vorm hulle 'n bewys van kollektiewe veerkragtigheid. En dit laat ons met 'n laaste, uitdagende gedagte. Hierdie 3000 jaar oue verhaal gaan nie net oor 'n historiese gebeurtenis nie. Dit gaan oor 'n universele menslike ervaring. Dit vra ons om te kyk na ons eie uitdagings, ons eie woestyne en te soek na daardie klein, onverwagse tekens van lewe